Ons is besig om te praat oor dapper geloof en dat ons moet waag om te glo. En in hierdie oggend, wanneer ons na hierdie Vadersdag oggend kyk en hom benader, dan gaan ons die boodskap hom 'n klein bietjie aanpas, omdat ons weet dat dit die Vaders is wat hier is en elke pa daar buite wat vanmôre ons gemeenskappe vorm. En dat ons sal weet dat dit belangrik is as pa dat ons sal loop volgens wat die Here ons wil hê ons moet loop, en dat ons oë gefestig sal hê op Christus, die volëindiger van ons geloof. Wie stem saam met my vanmôre dat mans is onder die aanval in ons gemeenskappe? Nou dames, asseblief help ons uit in hierdie diens. Ek weet daar's Vrouedag wat kom, maar ek wil praat vanmôre en te sê dat wanneer ons vir ons paas kan bid, wanneer ons vir ons vaders kan bid in ons gemeenskappe, dan bid ons eintlik ook vir ons gesinne. Ons bid vir ons priesters van ons huise. Ons is besig om te sê dat daar's mense wat moet begin opstaan om vir manne te bid, vir paas te bid, wat moet opstaan, sodat ons 'n stop kan sit. Nou hierdie is nie vanmôre op politieke boodskap nie, dat ons 'n stop kan sit vir dit wat in ons gemeenskappe gebeur. Dis omdat die paas afwesig is, of omdat die paas minder ondersteun word. Nou ek glo, ons kan vanmôre hierdie boodskap preek van om dapper geloof te hê, en ons kan hom saamvoeg met hierdie boodskap van Vadersdag vanoggend, omdat ek weet dat soos die pa in 'n huis gaan, of nie gaan nie, so gaan die huis. Nou ek verstaan wanneer mense praat van 'n afwesige pa. Nou asseblief, moenie vanmôre die negatiewe voorhou of die negatiewe alleenlik aandink nie. Wanneer jy begin hoor hoe mense sê hoe afwesig hulle paas was, dan weet jy in elke besluit was daai afwesigheid teenwoordig. Kan jy vanmôre hoor wat ek sê? Alhoewel die pa afwesig was, is daardie afwesigheid teenwoordig in elke besluit. En daar's soveel manne, vroue en kinders wat besluite maak omdat hulle vir hulle self hulle oë gehak het moontlik op die negatiewe, maar ek wil vanmôre vir u sê dat daar's genade van vanmôre nuut vir ons paas hier, en ook nuut vir kinders wat moontlik sonder paas groot geword het. Daar is 'n Abba. Daar is 'n egte, daar is 'n Vader wat jou lewe begin, jou voetstappe, wanneer jy dit sou wil, jou skouer en jou voetstappe in lyn kry na die kruis toe, gaan jy ontdek dat daar's 'n Vader wat jou lief is, en dit kan moontlik, wil ek vir u sê, dat die liefde van 'n aardse Vader kan nie vergelyk met die liefde van jou hemelse Vader nie. Ons praat vanmôre, wanneer dit kom by om dapper geloof te hê, sê ons ook vanmôre dat soos wat 'n pa jou leefstyl begin uitkap en vir jou wys hoe dit is dat jy moet leef, so is dit ook die pa se verantwoordelikheid om die woord te plant. Die woord te plant in sy gesin. So ek kom nie vanmôre en kla aan nie. Ek sê, indien u nog nie op 'n plek is waar u die woord plant in jou gesin nie, en hierdie boodskap is nie net vir mans in die plek nie, u wat vanmôre hier is, wat weet dat geloof het aksie, en ek moet in die grond druk, en u kan ook rustig raak, ek gaan nie nog 'n offer opneem nie. Ek praat van om die woord te plant en om 'n lewe te leef waar ek myself verdiep, groei, waar ek nie net groter word nie, maar dat ek in 'n volwassenheid van die woord sal groei. Wie van u weet dat die woord is duidelik om te sê dat vanweë die tyd moes ons al leraars gewees het. En daarom groei ons vanmôre, en hoe groei ons? Net deur die goeie tye? Nee, ons groei ook deur dit wat baie keer in ons lewens gebeur, wat die woord wil toets. Vir wie in jou lewe in hierdie week kan jy ervaar en kan jy vanmôre sê, die woord is besig om getoets te word in jou lewe? Kom, wie van u kan vanmôre sê, jong, van alle kante af? Hoe word die woord getoets?
Die woord word getoets wanneer ek 'n woord verklaar van God se voorsiener en ek maak die broodblik oop en daar's niks nie. Nou, wie van u weet ook dat 'n leë maag het nie ore nie. En ek verstaan dat daar baie kere is wat ons by 'n plek is wat ons die Here vra, Here, maar waar is u dan as voorsiener? Ons moet vanmôre as paas, as gemeente wat by 'n Vadersdag diens is, moet ons verstaan dat paas dra die saad. En omdat hier kinders is wat nie in die kinderkerk is nie, is dit waar die biologie les stop. Ons weet vanmôre dat wanneer ons van saad praat op 'n Vadersdag, dan weet ons dat die saad geplant moet word. Maar dan kan ek hom ook vat na ons lewe toe. Saad in jou sak gaan nie werk nie. Saad in die grond gaan produseer. Ons moet vanmôre weet dat daar is seisoene waar daar gesaai moet word. Sien, ek wil graag hier in hierdie geloofsreeks dat ons by 'n plek kom dat ons sal sê, maar wat moet ek doen? Waar is die doen nou? Ons het al by 'n plek gekom waar ons sê dat ek kan niks meer doen as wat Christus reeds aan die kruis gedoen het nie. So weet ons Genesis 8:22 kom en sê, solank as wat die aarde hier sal wees, sal daar saadtyd of saaityd wees en oestyd wees. So ons moet as paas, as families en moontlik is hier vanmôre enkel maas en jy moet ook daai rol vervul. Daarom is dit belangrik dat jy die woord sal hoor, dat jy sal weet dat ek, omdat ons hier is vir 'n rede soos in 'n tyd soos hierdie, dat hier is waar my draaipunt gaan kom. Hier is waar die ommekeer gaan kom, dat ek gaan plant met geloof. Ek gaan my voetstappe rig. Ek gaan my voetstappe plant met geloof. Ek gaan stap soos wat die Here vir my sê. Hy's besig om mense uit te roep uit hulle beknoptheid uit. Hy's besig om jou uit te roep uit, ek kan nie dit nie, ek kan nie meer nie. Nee, daar's nuwe hoop wat tot jou lewe kom, want die hoop wat ons weet moet na jou lewe kom deur wanneer ek die woord hoor geloof en wanneer ek weer 'n kans kry om vas te gryp. Jou huwelik gaan nie onder nie. Hy gaan deurbreek. Jy's nie besig om jou laaste varkie te verloor nie. Jong, slag dan maar eerder die ding. Voordat jy hom gaan verloor, slag hom. Nee, wanneer ons weet en identifiseer, sien en daarom paas wat vanmôre hier is, laat ek u net by die geboodskap bly insluit. U is die planter, u is die een wat 'n roetine, wat 'n gewoonte, wat maak dat jou kind gaan deurbreek. As jy nie geweet het hoekom jou besigheid onder die aanval, hoekom dit so moeilik was om die Here tot op dusver toe te dien, hoeveel keer jy nie elke keer vir jouself moet sê jy is 'n goeie pa, of dat jy voel jy is nie, daardie aanvalle wat tot jou gedagte kom is omdat die vyand, dit gaan nie oor die samelewing nie, die duiwel wil jou uithê sodat hy kan doen wat hy wil doen, maar God se plan omtrent jou lewe is vanmôre groter. Sien, daarom wil hy hê, die Here wil hê, ons moet by 'n plek kom van samestemming en aanhou plant. Sien, party van ons glo in baie areas van ons lewens moet ek meer bid. Maar die wet van saai en maai sê vanmôre dat alles wat 'n man en 'n vrou saai, dit gaan hulle maai. So dan is die wiskunde eintlik eenvoudig. As jy vanmôre by 'n plek is waar dit voel asof almal jou verwerp het, vra jouself af of dit jou oes is of nie. So as ek vanmôre aanvaarding wil maai, wat gaan ek vanmôre saai? Sien, dit produseer volgens sy soort. Sien, die wet van saai werk nie net in my bankrekening, nie net in my besigheid nie. Hy werk in alles. Daarom het ek nodig om in te druk. Daarom het ek nodig om te weet dat hy is 'n goeie landbouer. Meeste van die woord beskryf die Here eintlik elke keer die atleet. En word hierdie wedloop waarmee ons besig is, word vergelyk met 'n man wat 'n wedloop hardloop, of 'n kryger, een wat veg,
Hier en daar weet ons ook dat daar 'n stoeier in die geveg. Maar ons weet ook dat daar is landbouers. Hulle wat die grond omdolwe. Ons weet dat daar saaiers en ons weet daar's soveel gelykenisse. Paas wat vanmôre hier is en ek wil amper vir die ma sê wat vanmôre hier is en gemeenskappe wat hier is, sê vanmôre, begin die paas in jou omgewing te water. Begin om hulle nat te maak met gebed. Begin om oor hulle lewens te spreek in steede van te sê wat die tekortkominge, die gebreke en dit is wat hulle nie in die huis doen nie. Ek kyk net so oor die gehoor, ek sien ons is daarom so klein bietjie meer mans as wat vrouens vanmôre is. So sien ons dat God self 'n tuin plant, maar voordat hy dit doen, wag hy dat daar iemand moet wees om die grond om te dolwe. Ons sien dat dit eers in Genesis 2 vers 6 is, toe daar mis opgekom het, om die aardbodem te bevochtig. Sien, is belangrik dat ons sal weet dat daar's 'n funksie. Daar's 'n funksie en 'n rede, daar's 'n doel en daar's strategie. Sê vir die persoon langs jou, God se plan. Dit is belangrik dat ons God se plan in ons lewens begin soek. Galasiërs praat van in hoofstuk 6 dat ons nie onsself moet bedrieg nie. Dat wat ook al 'n man en 'n vrou sal plant, dit sal hulle oes. Belangrik om dit te weet. Daarom druk ons in. Ons druk in die grond in. Ons druk in die lewe in. Of ons dit nou wil glo of nie, maar alles wat jy insit, gaan jy uitkry. Alles wat jy insit, gaan jy uitkry. As ek tyd spandeer met die Here, dan gaan daar groei plaasvind. En ek sê vanmôre hier om vir mense van die preekstoel af te sê om jou kinders groot te maak nie. Maar die wet van saai en maai werk. In jou huis, selfs buite jou huis. Sien, is belangrik dat ons vanmôre sal weet dat daar's kere wanneer ek die Here vertrou vir my huis deur in die gaping te staan vir 'n ander. Waar ek die Here vertrou vir my huis. Ek kom maak hierdie woord eenvoudig. Ek gaan. Baie kere dan as mans, vrouens, kinders in jou huis waar jy die Here dien en jy's moontlik die alleen een wat die Here dien. En jy het 'n draai vir die Here gemaak, jou aangesig, jou skouers, jou voete hardloop nou in dieselfde rigting. En jou kinders het gesien hoe jy is toe hulle groot geraak het. Wie van u vanmôre, moenie jou hand opsteek nie, maar wie van u het al gesien hoe jy net nie in die beeld van jou kinders moontlik verander nie? Party mense is van gedagte dat is te vinnig te laat. Maar God is besig om in hulle harte te werk. God is besig om in jou kinders se harte te werk. God is besig om in jou familie se harte te werk. Moontlik het jy al 'n paar keer gehoor hoe ons sê dat wanneer jy dit maak gebeur vir iemand anders, gaan die Here maak dat dit vir jou gebeur. Sien, dis wanneer ek nie so vasgevang is in my eie behoefte nie. Wanneer ek nie so vasgevang is in dit waarvoor ek nou die Here moet vertrou nie, maar dat ek vir een oomblik net sal uitklim uit my eie omstandighede en my hand sal uitreik en terwyl ek ander help, sien jy hoe die Here jou gesin genees. Terwyl jy besig is om te sê, Here, ek los hierdie situasie in u hande. En ek is besig om dit in u hande te los, deurdat ek saad in 'n ander familie insaai. Here, ek sien daai behoefte, ek weet, daar's ook 'n behoefte in my huis, en ek sê nie vanmôre, jy moet vanmôre kos van jou kinders wegvat om vir 'n ander te gee nie. Nee, ek sê vertrou die Here, sodat hy vir jou direksie sal gee, sodat hy vir jou opdrag sal gee, en dan gehoorsaam die opdrag. Hoekom? Ek het geloof wat waag. Daar's dapper geloof om te sê, ek breek uit
uit die omstandighede en die leuen dat dit gaan nie verander nie. Ek hou vas aan God se belofte en ek gaan hom nie los nie. Totdat ek weet nie of daar 'n paar mans is wat vanmôre weer hulle sal toelaat dat die Here hulle versterk, dat hy soos Hebreërs sê, ek versterk my greep op jou lewe, dat ons sal by 'n plek kom om te sê, Here, ek het nodig om hierdie swak hand in u sterke hand te sit, en wanneer ek swak is, dan is daar 'n sterkte van die Here. Dis nie iemand anders wat dit kom doen nie. Nee, ek kom en ek begin te drink van 'n onuitputbare bron, dieselfde krag wat Christus uit die doodheid opgerig het, werk ook in ons. Ek praat vanmôre dat dit wat moontlik dood is in jou huis, dat daar's die asem van die Here wat ingeblaas word. Maar wat gaan ek vanmôre doen? Ek gaan vanmôre by 'n plek kom waar ek gaan saamstem met die saad wat in geloof geplant is. So vanmôre as jy dapper geloof het, wil ek hê dat jy vanmôre sal aanspraak maak, dat jy sal herinner, dat jy die hemel sal herinner, maar dat jy ook hulle wat geroep is om te bedien tot ons, te sê, om te bring na jou lewe toe. Baie mense verstaan nie altyd wanneer ons sê, maar geld kom na ons toe nie. Hulle sê, jy roep mammon. Nee, ons is besig om daai besigheid transaksie waarvoor jy die Here vertrou na jou toe te roep. Mans wat draers van saad is, saad moet geplant word. Baie kere bid ons vir iets en ons het nodig om te plant in daai rigting. Baie kere dan dink ons, maar die Here gaan dit van buite doen, nie, hy wil dit deur jou doen. Het gaan nodig wees dat ons by 'n plek sal kom wat ons weer ons wortel sal dieper sprei. Wat is daai situasie besig om te doen? Daai situasie is tans besig om vir jou te sê, Here, ek soek U. Here, ek soek meer van U. En ek weet nie hoeveel van U het al by 'n plek gekom, wanneer jy begin te verklaar dat jy meer van die Here soek, dan begin die gees van die Here wat 'n oortuiger is. Hy's nie een wat aankla nie, daar's een aanklaer. Laat ons dit vanmôre verstaan. Daar's een aanklaer, en as dit wat in jou ore vanmôre geskree of gefluister word, 'n aanklag is, weet vanmôre dat dit is die aanklaer, die duiwel, wat vanmôre wil naderkom om jou te diskwalifiseer, maar sy bloed kwalifiseer jou. Sien, hy is die een wat vanmôre sy alles gegee het. Elke keer wanneer die vyand jou wil herinner hoe min jy is en hoe min jy doen, en ek praat nou nie van in jou huis nie, ek praat van in jou groei met die Here, begin vanmôre te staan op die afgehandelde taak, die klaar, die gedoen, die taak wat gedoen is aan die kruis. Ons kan niks by dit voeg nie. Ek staan in dit, ek gryp na dit toe en ek sê, Here, maak my toe. Maak my toe. Sien, dis mooi koortjies. Maar is wanneer ek het begin sien dat daar bloed aan my deurpos is, dat ek wandel, ons loop onder, as paas, vrouens, as u vanmôre hier is, voordat jy jou man werk toe stuur, en dis nou as hy werk toe gaan, as jy hom stuur, asseblief maak hom toe. En as hy by die huis bly, maak hom ook toe. En ek sê nou nie, maak hom net toe nie, asseblief. Die Here is in families. Hoe weet ek die Here is vir families? Omdat ek sien hoe teen families die duiwel is. Die duiwel haat alles wat God voorlief is. Jou verhouding met die Here, hy beny dit. Nooit gaan hy dit kan ervaar weer nie. Die smaak wat hy gehaat het, om in en uit die teenwoordigheid te kon kom, terwyl hy nog deel was. Nee, sien, daarom het een en elkeen van ons vanmôre 'n instruksie wat ons moet volg. En u en ek het nodig om te let op wat ons tot dusver toe geplant het. Ek weet nie of u dit al ervaar het nie, maar mense kan kerk toe kom en ons kan almal mooi lyk. Kyk so na die persoon langs jou en sê,
Ons het die vermoë. Moontlik het party van ons dit beter reg gekry om vanmôre nie soos ons omstandighede kerk toe te gekom het nie. Maar die een ding van die oes rondom ons. En ek weet ons is baie gefokus op die oes, die sieleoes. Want dit is wat hierdie gemeente voorstaan, om siele te wen en disippels te maak, om leiers te ontwikkel. Maar u het vanoggend wakker geword in u oes, in u oesveld. En dit het vir u gewys presies waar my u geplant het. Tot op dusver toe. Maar op hierdie Vadersdagoggend is daar vir my en vir u 'n geleentheid om te sê waarmee ek tot dusver toe geplant het, of wat ek tot dusver toe geplant het. Is daar vars, nuwe openbaring wat tot jou lewe spreek, 'n lig wat vir jou opgaan. Kinders is in en uit, of uit die huis, of uit die werk uit, of waar ook al is, hou op verklaar hoe hulle is soos daai en daai. Begin lewe oor hulle spreek. Hou op verklaar hoe hulle nie 'n werk kan hou nie. Hou op verklaar hoe almal in die gemeenskap teen jou is. Begin liefde te saai. Trek nou maar môreoggend die pink gown uit en die blou gown aan. Want die pink gown is die skinder gown. Hoekom skinder hulle van u? Omdat jy van ander skinder. Nou, almal wat skinder is by die huis vandag. Hulle skinder nou van ons, omdat ons van hulle skinder. Hier is vanoggend 'n geleentheid, op hierdie Vadersdagoggend, in steede van om te sê hoe sleg hulle is, begin die lewe te verklaar, soek iets goed om te sê. En dis nie iets wat oornag, dadelik, net gaan regkom nie. Want vir jare het ek geplant en die verkeerde ding gesaai. Ek weet dis winter en niemand hou van tuin maak en tuin skoonmaak nie. Maar dis tyd dat ons beginne ontwortel. As paas, waarmee het ons geplant? As maas, waarmee het ons geplant? As familie. Ons kan nie na die oes kyk en sê, tensy dit nie 'n oes is nie, maar dan weet jy, dis die vyand wat kom om te steel, slag, verwoes en doodmaak. Hierdie is die oggend. Waar begin ek vir oggend? Ek begin deur om vir die Here te sê, Here, U is die goeie landbouer. Help vir my. Help my. Wie van u hier het vanmôre 'n kind waarvoor jy die Here voor vertrou? Wie van u hier het vanmôre 'n familielid waarvoor jy die Here vertrou? Dat hy bonatuurlik moet ingryp. Is mense in hierdie plek. As iemand net geweet het, die rykdom en die hoeveelheid geloof wat vanmôre hier sit. Hier is genoeg geloof om berge te skuif. Vanmôre wil ek met mense bid en vra, as jy God vertrou, as jou vertroue in die Here is, en jy kies opnuut vir oggend, om nie hoop op te gee, op hulle, of op daai situasie nie, wil ek vra dat u saam met my staan vir oggend.
Jy sê vanmôre nee vir die strategie van die duiwel. Jy sê vanmôre nee vir die plan wat hy moontlik in werking wil sit. En dit kos vanmôre ons om in geloof te staan en onsself te plant in hierdie fondasie. Want is 'n sterk doring. Terwyl ons vanmôre amper almal staan vanmôre hier, wil ek vanmôre vir jou vra, as jy hier is en jy sê, bid net saam met daai kind van my, bid net saam met hierdie man, hierdie vrou van my. Daar's iemand in jou huisgesin wat die Here tans nodig het. Wil ek vra dat jou hand sal opsteek en ander wat moontlik gebed nodig het, wil ek 'n geleentheid gee om na vore te kom. Maar as daar iemand in jou huisgesin is, gaan jy nie uitsonder nie. Familie, ek sien na hande. Kom ons gryp die Here aan. Kom ons gryp die Here aan. Kom ons gryp die Here aan. Here, ons kom nou na U toe in die naam van Jesus. En as daar van U is wat wil uitkom vir gebed en dat die bedieningsspan vir U hande sal oplê, kom vanmôre asseblief uit. Here, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Here, ons dankie vanmôre, Here. Daar's geloof wat in ons harte vanmôre opstaan. En ons sê vanmôre ja vir dit wat U wil doen. En ons sê, Here, doen dit ook in daardie familielid van ons se hart. Man, vrou, kind, seun, dogter, ouma of oupa, in die naam van Jesus. 'n werkskollega. Here, ons dankie dat vanmôre ons kan spreek tot hulle harte en kan sê, Here, dat die bonatuurlike werk van God is vanmôre, Here, aan die werk in hulle lewens. Ons roep hulle vanmôre in en nader, Here. Ons roep hulle by die plek, Here, waar hulle sal staan en sal weet, Here, dat U, Here, het vir hulle die perfekte prys betaal, die volmaakte prys, die hele prys betaal, sodat hulle kan vrykom en loskom, Here, en in verhouding met U kom. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ons bid vanmôre. Terwyl mense nog hier voor staan, steek net jou hand uit moontlik na 'n pa wat naby jou is. Begin net lewe te verklaar in hulle lewe. Here, ons dankie dat die werk wat U begin het, sal U volëindig. Die werk wat U begin het, guns van die Here oor sy lewe. Here, ons dankie, Here, dat U sien sy hart, sien sy begeerte en dit waarvoor ons vanmôre intree. Ons kom en ons spreek salwing en heerlikheid oor sy lewe wat vir hom vooruit gaan, vir hom 'n pad maak waar daar lyk asof daar geen is nie, Here. En U, Here, salwing word geïdentifiseer. Dankie, Here, dat U ook in hom, Here, tot stand bring dit wat nou nodig is, Here. Here, ons dankie, Here, dat guns, bonatuurlike guns, is oor hom, Here. Here, hierdie is 'n nuwe seisoen, Here, vir sy lewe. Here, hy stap in en sien hoe U die water vir hom kloof. Here, hy stap in en hy sien, Here, hoe U die weg vir hom voorberei. Here, hy stap in en sien, Here, dat die persoon wat U in hierdie tyd omgroei om te wees, is een, Here, wat geroep is vir 'n tyd soos hierdie. En ons loof U soos wat ons hande op sy hart lê, Here. Kom ons en ons kanselleer ook elke leuen van die vyand. En ons dankie vir sy lewe. Here, ons dankie dat hy's gespaar vir hierdie tyd, vir hierdie werk. U liefde bedien hom vandag, Here. Dit dryf die vrees na buite. In die naam van Jesus. In Jesus naam. Ek wil vanmôre die diens afsluit, maar voordat ek dit doen, hier's mense hier, jy sukkel verskriklik met nagmerries. Die vyand val jou in jou slaap aan. As daai persone hier is, vinnig, kom net uit.
wil vanmôre wil ek tot daai slaappatroon van jou spreek. Jy sukkel met nagmerries. Absoluut, dit is net demoniese drome. As jy vanmôre hier is, ons wil saam met jou bid. Terwyl ek vir Erns gebid het, is asof die Here, toe ek sê, asof die Here net sê, is mense wat sukkel met drome, die vyand sla, hy roof jou in jou slaap. Is daar nog? Here, ons loof vir U, hierdie is 'n tyd, Here, U is besig om rus en herstel in die kinders te restoreer, in die naam van Jesus. As jy by hierdie gebed wil ingesluit, ek weet daar's van die ushers wat ook sê, en ek wil nie hierdie diens haas nie, maar ek wil doen wat die Here sê. Here, ons kom en ons sê, Here, oor hulle nou, in die naam, die slaap, die rus van die regverdige sal soet wees. Hierdie wat hier voor staan en hulle in hierdie gebou, Here, wie se hande opgesteek is, weet ek, Here, is in verhouding met U. So dit kwalifiseer hulle, Here, vir dit, die rus wat hulle moet bedien word, waar daar herstel moet wees. En ons kom en ons sê, elke negatiewe gedagte, elke woord, elke gedagte van dood, ontwortel en arresteer ons in hierdie dag. Ons sê vanmôre dat hulle kan vanmôre, Here, dit gee aan U, Here, en dit maak, omdat U vir hulle lief is, dat die vrees na buite gedryf word. Here, en ek dank U, Here, dat, Here, wanneer hulle vanaand gaan slaap, Here, nie langer onder die aanval sal wees nie, Here, elke saad ontwortel in Jesus naam, en ek spreek nou die woord tot hulle gedagtes en tot hulle drome, Here, dat U hulle sal besoek en dat daar 'n bonatuurlike vrede sal wees, wat die verstand te bowe gaan en hulle in hulle rus bedien, Here. Ons loof U daarvoor. Here, ek dank U, Here, dat hierdie drome nie weer sal terugkeer in hierdie manier nie, maar dat hulle nou, Here, drome sal hê van hoe U vir hulle deurbreek. In Jesus naam, ek spreek lewe tot hulle lewe, lewe tot hulle lewe in Jesus naam. In die magtige naam van Jesus. Devin, kom sluit jy vir ons af asseblief. Halleluja. Vanaand 6:00 ons aanddiens. Moenie dit mis nie. Halleluja, halleluja, halleluja. Here, vanoggend kom ons sê dankie, Here. Ons kom en sê dankie, Here. Dankie dat die prys ten volle betaal is, Here. Dankie vir die liefde wat uitgestort is op die kruis van Golgotha, Here. Here, ons dankie vir vaders, Here, dat U die voorbeeld vir ons kom stel het, Here. Sodat ons kan leiding neem in ons families, in ons gemeenskappe, Here. Ons dankie dat ons sal deurbreek in ons huishoudings, in ons families, Here. Dat ons die voorbeeld wat U kom stel het, Here, ten volle kan uitleef, Here. Die doel wat U vir ons elkeen uitgeset het, Here. Dat ons sal kom en uitleef ten volle, Here. En vanoggend kom sê ons net dankie vir die werk wat U selfs vanoggend kom doen het in die huis, Here. Ons dankie vir die woord wat uitgegaan het, Here. Ons dankie dat die woord wat uitgegaan het vanoggend op vrugbare grond gesaai was, Here. In die naam van Jesus, Here. Die naam bo alle name, Here. Die naam van Jesus, Here. In Jesus naam bid ons, en ek bid dat alle vaders geseën sal wees deur die dag, Here, dat hulle gespoil, gebederf sal wees tot dat hulle oorloop van bederf, Here. In die naam van Jesus, Here. Ons bid selfs vir daar waar die vaders teenwoordig is, waar leesstoel is by huisgesinne en gemeenskappe, Here. Ons bid ewen dat die liefde ten volle daar uitgestort word, Here. En ons sê dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Here. In Jesus naam bid ons. En almal sê amen, amen, amen. Halleluja.